Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Ware Christendom gaan daaroor om 'n persoonlike, intieme verhouding met God te hê. Maar hoekom lyk dit soms asof sommige mense baie nader aan hom is as ander? Het God dan gunstelinge? Hoekom lyk dit asof sommige 'n dieper verhouding met hom het? Die antwoord is eintlik baie eenvoudig. Ons, nie God nie, bepaal die vlak van intimiteit met hom. En hoe nader ons aan God kom, hoe intiemer word ons in ons verhouding met hom. En hoe meer word ons geestelik volwasse. Dawid het die regte idee gehad. Hy sê in Psalm 27 vers 4: Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Dawid was meer besorg daaroor om God se aangesig en sy teenwoordigheid te soek, as om te soek wat God vir hom kan doen. Hy het God baie lief gehad, en daarom het hy in karakter, uitnemendheid en integriteit gegroei en 'n magtige koning geword. Onthou, jy is net so naby aan God as wat jy vandag kies om te wees. En jy kan niemand anders blameer as jy nie is nie. Jy kan nie jou vrou, jou man, jou ouers of jou kinders blameer nie. Want jy is net so naby aan God as wat jy wil wees. En as jy vandag ver van God af voel, vra jouself af, is dit nie dalk omdat jy hom iewers nie meer die nommer 1 prioriteit in jou lewe gemaak het nie? Om God persoonlik te kan ken en lief te hê, is ons grootste voorreg. Die een ding wat belangriker as enigiets anders in jou lewe moet wees, is om tyd saam met God te spandeer. Die vraag is, hoe naby aan hom wil jy wees? Here, u woord sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Ek wil my tot u nader, en daarom vra ek u vandag dat u my die begeerte sal gee om my verhouding met u eerste te stel bo alles anders. In Jesus naam bid ek dit. Amen.